Nadat julle Jaap hier. In die Galasiërs 3 video het ek gesê, dis 'n video op sy eie as mens oor Jehovah se naam praat en dat mens net hom moet aanbid. En ek wil dit aanraak vanaand. Ek het daaroor gepraat in vorige video's, maar ek voel gelei om weer daaroor te praat, om net julle weer attent daarop te maak dat hoe uiters belangrik dit is dat jy moet leef en gehoorsaam wees aan wat Yeshua die Messias vir ons gesê het. Ons moet gehoorsaam wees aan sy woorde. Dis nie net sy opinie nie, en jy kan nou kies en keer watter een van sy opinies wil jy nou doen nie. Jy moet letterlik alles doen en gehoorsaam wees aan alles wat hy gesê het. Die rede is, want sy woorde gaan jou oordeel, met die wit troon oordeel. Sy woorde gaan jou oordeel, nie jou dominee se woorde, of jou pastoor, of Paulus of Petrus se woorde nie. Jesus se woorde, as ek nou daai naam kan gebruik wat meer mense daar seker ken. Kom ons gaan net vinnig deur 3 versies, waar Yeshua se woorde vir jou wys, wat jy moet doen. En dan vat ons dit verder van daar af. Mattheus 4 vers 7. 4 vers 10, sorry. Hier is nou die geval van Lucifer, hy probeer vir Yeshua kry om te sondig. En toe het Yeshua vir hom die Bybel gekwoteer, hierdie vers wat hy kwoteer is in Deuteronomium. Dit is in Deuteronomium 6 vers 13. Dieselfde hoofstuk in Deuteronomium 6 sê in vers 4, ek glo dit is vers 4 wat sê, of 3, dat Jehovah is een. Nou Yeshua verwys na dieselfde hoofstuk as hy nou hierdie woorde sê, Satan, for it is away with you, Satan, for it is written, you shall worship Yahuwah Elohim, and him only you shall serve. So Yeshua sê hierso vir Satan, ons mag net die Vader Yahuwah aanbid en dien. Dit is belangrik, en daar is nog 'n vers wat dieselfde woorde sê, maar gaan dit nou nie aanhaal nie. Ons kyk na die volgende een. Matteus 6 vers 9, hier leer Yeshua sy disippels hoe om te bid. Hy gee hulle die hoofpunte wat hulle moet konsidereer as hulle bid. En dan hy begin die gebed met, as jy begin bid, Our Father in heaven, hallowed be thy name. So duidelik sê vir jou, tot wie bid jy? Tot die Vader. Jy kan die Vader in Yeshua se naam vir dinge vra, maar jy bid nog steeds net tot die Vader. Jy bid nie tot Jesus nie. So Yeshua het gesê, ons moet net die Vader aanbid en dien, en ons moet net tot die Vader bid. Ons kyk die volgende een. Baie eenvoudig, mense. As mense 'n hart van 'n kind het, soos wat Yeshua gesê het, wat mens moet hê as jy in die koninkryk van die Jehovah wil ingaan. As mens so 'n hart het, dan gaan mens nou net gehoorsaam wees aan wat hy hierso sê, sonder enige probleme. Ons kyk gaan hierso. Maar mense, het mos nie die hart van 'n kind nie, hulle is baie hardkoppig en hulle wil hulle eie koppe volg en debatteer. Hulle dink hulle kan met Yahuwah of Yeshua debatteer. Hulle besef nie wat beteken as Yahuwah en Yeshua konings is nie. Dat hulle diktators is nie. Dat hulle regeer met ysterscepters. Mense verstaan dit nie. Want in vandag se dae kan hulle mos gaan vote. Jy kan nou gaan stem vir wie jy wil hê moet iets doen of regeer. Dit werk nie so in Yahuwah se koninkryk nie. Jy kan nie daar hom uitstem of wat hy sê uitstem en jou eie keuses maak nie. Jy moet net doen wat hy sê, anders kan jy na die verkeerde plek toe gaan. Kom ons kyk hier in Openbaring 22. Hier sê die engel, Openbaring 22 vers 7, 8 en 9. Behold, I'm coming quickly, blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Hier sê hierdie engel, dat hy, sy tweede koms is baie naby, so duidelik is dit Yeshua, wat hier praat. Toe sê Johannes, now I, John, saw and heard these things, and when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.
So hy het neergeval voor Yahushua se voete om hom te aanbid. Wat sê Yahushua toe vir hom? Then he said to me, see that you do not do that. For I am your fellow servant and of your brethren the prophets and of those who keep the words of this book. Worship Yahuwah. So Yahushua het nie sy opinie gaan staan en verander nou dat hy verheerlikte liggaam het nie. Hy wou nog steeds nie hê mense moet hom aanbid as God nie. As Elohim nie. As dit wat die Vader toekom, dat dit vir hom gegee word nie. Hy het duidelik vir Johannes laat verstaan, moet my nie aanbid nie. Hy het gesê, ek is jou medediensknegt en ek is ook een van die profete. Dis 'n duidelike verwysing na Yahushua en die feit dat hy hierso sê, sy tweede koms is naby. So, dit is Yahushua se opinie vandag nog en wat ons moet onthou. Ons kyk hierso, wat sê ek hierso? So die feit van die saak is, ons moet doen wat Yahushua sê. Want hy sê ook in Johannes 10 vers 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yahushua sê, sy skape, hulle luister vir sy stem. Hulle doen wat hy sê. As hy vir hulle gesê het, moenie die ander mense, moenie my aanbid nie, aanbid die Vader, dan doen hulle dit. As hy vir hulle sê, bid net tot die Vader, dan doen hulle dit. Hulle gaan nie vra en wonder, kan hulle dit dalk verander, of verskonings uitdink om te rebelleer, of iets anders te doen nie. Nie, hulle sal ons net doen wat hy gesê het. As jy sy skaap is, dan gaan jy ons nou luister na sy stem. En dan sê hy so, as jy een van hulle is wat na sy stem luister en doen wat hy sê, dan ken hy jou. Nou wat beteken dit as hy jou ken? In Johannes 2. He who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. As jy nie die gebooie onderhou nie, dan wys jy dat jy ken hom nie. But now by this we know that we know him, if we keep his commandments. Dis hoe Yahushua jou ken en hoe jy Yahushua ken. As jy die gebooie van die Vader onderhou. So as jy sy skapie is wat vir sy stem luister, dan sal jy die gebooie onderhou. En dan ken hy jou en jy ken hom. En dan sien dit ook in Matteus 7 vers 21 tot 23. Daar sê hy vir die Christene wat vir hom gesê, maar het ons nie in u naam wonders gedoen en duiwels uitgedryf en allerhande goed nie. Dan sê Yahushua vir, gaan weg van my, ek ken julle nie. Julle wat wetteloos geleef het. So daar sê hy duidelik, hierdie mense het gedink, hulle het reg geleef, maar hulle wou nie die gebooie onderhou nie. Hulle wou nie in Yahushua se voetspore volg nie. Toe sê hy vir hulle, gaan weg van my, hel toe, want julle wou nie die gebooie gehoorsaam nie. Dit was goed wat hulle gedoen het, maar hulle moes actually eers gefokus het om die gebooie te gehoorsaam, en dan kon hulle die ander dinge bygedoen het. Maar hulle het gedink hulle kan op 'n ander manier gered word, hulle kan net die ander dinge doen en dis al wat hulle nodig het. En hulle het Yahushua se woorde verwerp. Want hy sê duidelik vir ons mense in die Bybel dat jy moet die Vader se gebooie gehoorsaam om gered te word. In Matteus 19 vers 17 sê hy dat toe die man om regheid vra, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hy vir hom, onderhou die gebooie. Toe begin hy vir hom die 10 gebooie opnoem. Ons weet wat sy gebooie hy van praat. Hy praat van die Vader se gebooie, die morele wette. Ja, dit is wat jy moet doen. Dit is deel van die verlossingsproses. Jy moet wegdraai van jou wetteloosheid af. Dit wys dat jy glo. Dit is 'n proses. Dit is die nou pad waarop jy moet loop om by die hemel uit te kom. En Yahushua het dit baie mooi laat verstaan dat min mense gaan dit regkry. Min mense gaan bereid wees om op daardie nou pad te loop, om die gebooie te onderhou. Hulle baie gaan hom aanroep, baie gaan hom aanneem as hulle verlosser, deur die hek gaan, maar hulle gaan dan net daar by die hek staan en hulle gaan nie op die nou pad wil loop nie. Kyk maar vandag. Kyk maar vandag, hoeveel Christene sien jy wat die gebooie wil onderhou? Bitter min mense is 'n druppel in die emmer. Mense is baie rebels. Hulle wil Yahushua hê as hulle verlosser, maar hulle wil nie vir hom luister nie. Hulle druk hulle ore toe as hy praat. Maar hulle wil daarom in hom kan glo as die een wat vir hulle sondes betaal het, maar dis eintlik al waarvoor hy goed is vir hulle. Hulle wil dit nie verder vat nie. Hulle wil nie hulle ore oopmaak en dan gaan sit en luister wat hy te sê het nie.
en dit dan doen. Eens kyk vir hier nog 'n vers in hierdie lys is. Ja, hier so Johannes 12 vers 48 sê Joshua, "He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day." Met die wit troon oordeel, Joshua se woorde gaan jou oordeel. Hierdie verse wat ek nou vir jou gelees het van, jy moet net die Vader aanbid en dien en net tot die Vader bid. Daardie woorde gaan jou oordeel eendag met die wit troon oordeel. Wat gaan jy dan te sê vir Jehovah? As hy sê, hoekom het jy nie net my aanbid nie? Hoekom het jy Jesus aanbid? Dan gaan die mense en aan en sê die dominee dit so gesê en Paulus het dit gesê of dat gesê en die Piet en Koos en Pompie het dit gesê. Dan sê hy, maar wat het my seun gesê? Wat gaan jy dan sê? Want ek het ons nou vir julle gewys wat het sy seun gesê. Dat jy net die Vader moet aanbid en dien en net tot hom bid. Dit is baie belangrik, mense. En die ding is, as jy by 'n plek inbreek, maar jy breek in want jy wil die plek mooi skoonmaak en die kaste regpak en alles, en dis wat jy doen, gaan jy nog steeds tronk toe gaan, want jy nog steeds die wet gebreek. Jy het nog steeds oortree. Dit maak nie saak dat jy 'n goeie daad wou doen deur die plek reg te maak, he. Die feit van die saak is jy het ingebreek en jy mag nie inbreek nie. Dieselfde hierso. Jy mag nie, jy dink dalk is 'n goeie ding wat jy doen as jy Jesus vereer en hom aanbid en dien en alles. Want jy is bly wat hy vir jou gedoen het. Dit is nog steeds dat jy oortree as jy dit so doen. Jy moet nog steeds gehoorsaam wees aan wat hy sê. Jy gaan nie dit as 'n verskoning kan gebruik dat, jy was so dankbaar vir wat hy gedoen het en dis hoekom jy hom geaanbid en dien het en tot hom bid. Dis nie 'n verskoning nie. Dan probeer jy net jou rebellie wegsteek en jou skynheiligheid wegsteek. Verskoning soek vir jou rebelse hart. Ek wil hierdie vers vir julle lees in The Book of the Nazarene, hoofstuk 9 vers 30. Woe to all, hierdie is Joshua wat hier praat met sy disciples, woe to all who hear my words, but twist their meaning to suit their convenience. Hoeveel mense doen dit nie vandag nie? En baie van wat Joshua sê is so duidelik en reguit. Jy kan dit nie eers anders interpreteer nie. Maar dan verdra hulle dit nog steeds en doen nog steeds net wat hulle wil. So, ek gaan dit weer lees. Woe to all who hear my words, but twist their meaning to suit their own convenience. If a man says he is with me, but does not abide by my teachings, then he is a hypocrite. Dan is hy skynheilig. As hy sê, ek glo in Jesus, maar hy doen nie wat Jesus sê nie, dan is jy skynheilig. Jy is 'n hypocrite. If he says, but I live in circumstances where this does not apply, he is a liar. Ja, jy kan nie sê, vandag se dae werk dinge nie meer so nie. Joshua se woorde is ewig. Dit het daai tyd gegeld en dit geld vandag ook. Far better that such as these say, we are against you. For until they do, the world will not be reborn. Hy sê hier so dat mense moet besef, hulle moet repent en besef dat hulle is actually teen jou. Hulle moet nie probeer aanhou verskonings maak vir wat hulle doen nie. Verskonings maak vir hoekom hulle nie doen wat hy sê nie. Hulle moet eerder net reguit sê, ons is teen u. Joshua, ons is teen jou. Ons wil nie doen wat jy sê nie. Ons is rebels teen jou. Want eintlik is dit wat al hierdie mense is, wat opsetlik Joshua, Jesus aanbid en dien, as 'n god of 'n afgod. Hom wil gaan aanstaan en aanbid en dien, en tot hom bid. Al weet hulle, die Bybel sê, jy moet dit nie doen nie. Nou dat jy weet wat die waarheid is, het jy nie meer verskoning nie. As jy nou nog aangaan om Joshua te aanbid en dien, tot hom te bid, dan sondig jy mense, dan sondig jy. Dan staan jy 'n kans om hel toe te gaan. Wil jy hê so iets met jou uit die hemel uithou? Dan is jy teen Joshua. Dan is jy teen sy teachings. Dan veg jy nie saam met hom teen die slegte mense nie, of teen die bose magte nie. Dan is jy in die bose magte se kant en dan help jy die bose magte om die mense te mislei. Want dan gaan vertel jy vir die mense, ja, hulle kan tot Jesus bid,
So dan mislei jy mos nou die mense. Dis Satan se werk daai. Wie Satan se werk doen nie. Ons gaan terug hierso. Nou daar's verse wat mense Joshua aanbid. Matthew 28:9, and as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice. So they came and beheld him by the feet and worshipped him. When they saw him, they worshipped him. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. Nou mense, julle moet tog verstaan, aanbidding beteken nie, is nie altyd vir 'n God nie, vir 'n afgod of 'n God nie. In daardie tyd het mense aanbid om eer te bewys, eer te betoon. In the Bible days, giving obeisance, this worship, was a physical act of bowing down or prostrating oneself to show deep respect, submission, or honor to a superior, a prophet, or to Yahuwah. It often involved kneeling, falling to the knees, or fully bowing with the face to the ground. Mens sien, as iemand buig in die Bybelse tyd, was dit as jy vir Yahuwah aanbid, maar dit is ook as jy eer wil bewys aan 'n profeet, of iemand superior aan jou, soos 'n koning. En daar's baie verse wat dit wys in die Bybel. Byvoorbeeld soos Moses, wat Jethro, hy buig voor Jethro, en hierdie vers sê actually hy aanbid Jethro. Also, and he went out to meet his kinsman and worshipped and kissed him. So hy het vir Jethro geaanbid, geworship. Nou was Jethro sy afgod? Nee, dit was nie sy afgod nie. Hy het hom net eer bewys. Hy het baie respek gehad vir sy skoonpa. Dis waaroor dit gaan, mense. Jethro was nie sy afgod nie. Moses het nie Jethro aanbid nie. Dus kyk vir nog een is. Okay, is dit daar gesien? Soos in 1 Samuel 24 vers 8, and David also arose afterward and went out of the cave and cried after Saul, saying, my lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth and bowed himself. As jy hierdie woorde gaan opkyk, mense, wat het David gedoen? Hy het Saul aanbid. Hy het Saul geworship. Nou was Saul sy afgod. Het was Saul sy Elohim, tot wie hy gebid het. Nee, hy was mos nou nie. Hy het hom net respek betoon, want Saul was die koning. Dis hoe dit werk. Dit is hierdie woord saha, bowing himself. So die woord gaan opsoek, worship, aanbidding, dis wat het is. Dit is baie sulke verse, en dit is wanneer mense, iemand vir wie hulle baie respek het, eer wil betoon, dan buig hulle voor hom. So, jy kan nie hierdie vers aan ons en sê, kyk, nou kan ek Jesus aanbid as my God nie. Dan het jy nie 'n klou hoekom hier mense dit eintlik gedoen het nie, en wat was hulle customs gewees nie. Ek moes nou vir julle gewys, wat is die customs van die mense van daai tyd. Maar ek het ook vir julle gewys wat Joshua self gesê het, daar die spesiale aanbidding wat Christene wil gee vir hom, kom net die Vader toe. Jy moet net die Vader aanbid en dien op daardie manier, en net tot die Vader bid. Baie eenvoudige boodskap. Kinders kan dit verstaan. So eenvoudig is dit. So dit is nou julle keuse, wil julle dit doen of nie? Ek kan julle nie oortuig om iets te doen nie, mens moet maar self daardie pad stap met Yahuwah, en stap vir stap, nader aan hom beweeg, deur gehoorsaam te wees, aan wat hy sê, aan wat sy seun gesê het. En baie ware woorde hierso, in the Book of the Nazarene. Julle moet regtig kyk of julle hierdie boek in die hande kan kry. Hierdie boek, The Books of the Nazarene and the Enlightened Ones, Restored Name Edition.
Mense, is die beste boek wat ek nog ooit gelees het in verband met die Gospels. Dit is soos Matteus, Markus, Lukas, Johannes, maar net eintlik baie beter. Baie meer sorgvuldig en baie meer detail. En dis hoekom ek sê, ek dink hierdie boek is saamgestel in die 1000-jarige vrederyk. Het hulle hierdie in-depth gospel saamgestel van Joshua se lewe. Want die goed wat hierin staan, dit is regtig, mens voel, iemand kon net nie daar rondgeloop het saam met hom en dit neergeskryf het nie. Dit is te detail, daar's te veel detail. Dis kom ek dink dit is tydens die 1000-jarige vrederyk saamgestel. Nou hierdie boek was amper verbrand en hulle dink dit was met die biblioteek van Alexandria wat afgebrand het, of de Abbey, wat was die ander ene? Glastonbury Abbey, een van die twee plekke wat afgebrand het, dat hierdie boek was daar en dat hulle dit gered, hierdie boek, dat hy nie verbrand nie, en blijkbaar is dit hoekom ons dit vandag het. So ja, hierdie is 'n baie, eintlik kom uit 'n baie ou manuskrip of boek, wat hulle nou oopgestel het vir ons, wat ons nou kan lees. So is ons baie bevoorreg as jy hierdie boek kan lees, en ek is bly dat hierdie boek nie verbrand het in daardie biblioteke nie. Dat het hierdie boek gespaar het, want dit is regtig 'n baie goeie boek. En daardie boek sê ook baie duidelik vir jou, hoe belangrik is dit om gehoorsaam te wees in Jehovah se gebooie. En om jouself leeg te maak van wat evil en sleg is, en jou te vul met Jehovah se gees, om jou vlees te kruisig, om jou sondes te oorwin, die belangrikheid van die lasts van die lewe, om dit te oorwin as jy gered wil word. So, hierdie goeters is baie duideliker nog in daardie boek as wat dit in die Bybel is. Maar in die Bybel kan jy dit ook wys, maar soos ek sê, dit is nog meer duidelik in die boek of the Netzarim. Ek dink is dit wat ek wel gesê het van die name. En ek dink dis ook om die regte name te gebruik, ook belangrik is, want die Vader het 'n naam, want jy moet mos nou tot hom bid. Dan moet jy mos hom op sy naam noem. Jy kan hom nie God noem nie. God is die naam van die idool van geluk. Gaan lees, ek dink is Jesaja 65 vers 11. The God of fortune. The idol of fortune. Die idool van fortuin. Sy naam was God. Hoekom wil jy Jehovah dit noem? Noem Jehovah op sy naam. Gaan kyk my video oor die name. Daar gee ek vir jou al die verse en bewyse dat Jehovah se naam word uitgespreek Jehovah. Ja, ek weet daar's mense wat sê Yahweh, maar dit is nie akkuraat nie. Die regte uitspraak is maar Jehovah. As mens nou gaan kyk na oor die 200 name in die Bybel wat sy naam bevat, dan is dit Jehovah. Maar noem hom op sy naam, want jy moet mos nou tot hom bid. Nou, ek dink dis nog 'n rede hoekom mense graag tot Jesus bid, want dis 'n naam. En dan vir die Vader sê hulle maar net Vader of God. So nou dat jy die naam het, dan kan jy mos tot Jehovah bid, die Vader. En dan selfs as jy in Joshua se naam iets vra, dan bring dit nog steeds eer aan die Vader. Want die naam Joshua beteken Jehovah, my verlosser. Soos Jesaja 12 vers 2 sê en Jesaja 43 vers 11. Geniet julle dag verder en praat weer.